hou op skinder in die kerk. Weet julle hoeveel mense het weggeloop? Maar nou wil ek net vir die ou wat wegloop oor skinder sê. Gaan soek die kerk vir my waar hulle nie skinder het. Bring hom. Bring vir my 'n mens wat nie skinder het. As jy die laaste maand nie geskinder het, jy staan op. En ek wil sommer vir jou sê, jy is alleen as jy opstaan. Julle het hierdie pastoor se vrou die laaste 3 maande goed beskinder. Daar by die huis. Ek het ook gister. Die vrou maak pikkelvis, sy bied nie eens aan nie. Toe's ek nou so lus vir hy pikkelvis. Ek sê eintlik vir die pastoor vandag, ek het 'n privaat profesie vir jou. As ons vanaand daar by die huis kom, moet ek en jy net inloop môre. Dat ek het privaat daar in die kombuis kan gaan gee. Maar my oë is nie op die profesie nie, my oë is op die pikkelvis. Maak hom net 'n grap. Ek wil julle môre aan 'n paar goed vertel. Ek kom nou uit Oekraïne uit, waar ek en my seun kinders gered het onder Russiese beheer uit. Ons is in daai bediening ook. 'n Kind van God kan nie net sê amen halleluja nie. As jy hier sien 'n kind word gemolesteer in die community en jy bly stil, is daar 'n groot fout. As jy sien 'n kind sit in 'n kar en 'n pa sit te rook in die kar, kom ek vertel jou wat ek maak. Want hy kind kry emfyseem en longkanker. Weet jy wat maak ek? Ek loop na die kar toe. Dan kyk ek. En as die pa fris gebou is, en sê ek, kan ek vir jou bid? En as die pa maar is, dat klap ek hom. Ek is maar versigtig, pastoor. Nou net kry ek slaai hom. So kyk eers, hoe lyk die ou? Prys die Here. Maar hoor gou mooi. Kan jy glo daar's melaatsheid in die huis gesê? Hoe kan jy saam met jou kinders sit te rook in 'n kar en eendag, hoor gou mooi, die ou gaan doodgaan, dan verskyn hy voor God. Dan gaan God sê, hoor gou jy, jou kinders is nou nog jonk. Maar oor 10 jaar gaan jou kind emfyseem kry en kanker. Oor wat jy gedoen het. So jy's klaar 'n moordenaar. Oor 'n sigaret. Daar's mense wat voor God gaan staan oor sigarette. En as moordenaars gaan klassifiseer gaan word. Want hulle het mense longkanker gegee. En die mense het gesterf. Ek like om hom daar te gaan uithaal. Dis die waarheid. Dis die waarheid. Ek wil nog een ding vertel. Maar kom eers hier. Hoor gou baie mooi hierdie een. Ou Dawid. Hy kuier mos toe. Of kyk daar op sy, hy het mos 'n dubbelverdieping gehad, pastoor. Dawid in die Bybel. Hulle sê hy was ook rooi van aansien. Het jy al hy skrif gelees? Ek like hy skrif, hoor gou. Hy een skrif sê, hy het blou oë gehad. Check. Hy was aantreklik. Jy sien. En hy was rooi van aansien. Daar is nie 'n beter beskrywing van 'n mens as wat die Here vir my gegee het. Blou oë, mooi van aansien. Ek kan nog so iets in die body doen. Maar verder, hoor gou mooi nou, Dawid staan daar op sy dubbelverdieping. Hy was ook lekker met so lag. Amper sê ek Bethesda. Batseba, sy was lekker met so lag. Hoe kan jy by die koningshuis hieronder staan en bad? Ek dink dit was so blas meisie met lang swart hare. So lekker lang bene. Julle moet nou nie dieper dink as wat ek sê nie. En sy het so gestaan. Sorry. Toe Dawid daar kom, toe sê Dawid vir sy mense, want hy kyk,
Dawid het so 'n stukkie van president Zuma in hom gehad. En hy loer. En toe hy so loer, toe sê, wow, gaan julle wagte eers 'n bietjie weg. En toe hy was die president van die land. Dawid is die president van die land, hallo. Mense skrik as ek so sê. Daar's politiek in die Bybel gewees. Hy het parlementsittings gehad. Maar hy was 'n godsman. Moses ook. En hy kyk so af, hy sien vir Betseba. En sy sit daai lang breinbeen so. Lyk of sy die sonbed uitkom. En sy skeer hom met 'n menorah blyt. Kyk, al hierdie goed is nou nie so presies teologies, die pastoor, wat jy op teologiese college geleer het nie. Ek kom leer jou dit nou vanaand. Maar sy, jy weet wat gebeur? Ons oë kyk 'n been. Daarna is hy in ons slaapkamer. Want ons lyk wel eens partykeer. En ons lyk 'n tweede keer kyk en 'n derde keer kyk. Ons moet stop daai dinge. Dis hoerery. Maar ou Dawid, ek moet nou klaarmaak, hy kyk so en hy sê, laat sy bietjie hier kom. En hy onderhandel met haar, hy het 'n meeting met haar. En sy raak pregnant. Nou het hy nonsens. Nou het hy groot moeilikheid. Maar 'n man is by die border. Boetie gaan border toe. Hy is by die grens. So Stolla van der Merwe sê. En hy stuur mense, sê gaan haal hom. Hy sê, slaap gou vanaand by jou vrou. Dan sal ek môre met jou praat. Want jy sien, as hy slaap by sy vrou, dan kan hy sê, dis sy kind. Hulle het nog nie daai tyd bloedtoetse gehad, DNA nie. So hy gaan net sê, is jou vrou. Is jou kind. En hierdie man sê, ek is 'n ware soldaat. Ek slaap nie by my vrou nie. Ek vannag buite. Nou Dawid moeilikheid. Jy sien, dis baie maklik om wel lustig te raak en strooi aan te jaag. Maar laatsheid wat inkom, maar daarna wil jy moord pleeg, jy wil dit onder die mat inskuif. Hy skryf 'n brief. Dawid, president Dawid, skryf 'n brief. Vat my buurman. En wanneer die oorlog sit hom heel voor, op sy ewigste is, onttrek skielik. Laat hy sterf. Dat ek haar mos. En was hy mos aan 'n onskuld. Hy chap hom met sy ring en hy stuur die brief. Sy hom saam met my gestuur het. Ek het hom oopgestoom. Hy ou briewe pastoor, jy kan hom oopgestoom het. Jy hou maar by die ketel. Ek onthou daai jare. Ja, so hoor hy dan nie. Ek het hom oopgestoom. Hey, daai tyd het 'n man hom lekker briewe gestuur vir jou girls. Onthou jy pastoor? Het jy ook vir jou vrou brief gestuur? Het hy gestuur of was dit e-mail? En SMS en WhatsApps? Ek het nog briewe gestuur. Hy skryf jy op die brief, Holland. Hou ons liefde lank aan 'n draadjie. Wanneer skryf jy? Same address, nothing new, loving you. Hulle sê op 'n dag, stuur 'n meisie vir 'n ou. Sy stuur vir hom vleis. Vaarwel liefling, ek is swanger. Dis lelik, daai tye is 'n kodes. Hoe oud is julle? Ja nee, jy ken nie daai nie. Ons het die brief so gehou, dis spyt ons om broed. As hy hom en dan stuur jy hom. Maar nou ja, kom ons vergeet dit nou. En hulle stuur vir Dawid en hulle sit hom voor. En toe die oorlog op sy ewigste stond, trek hulle en hy's dood. En hy trou met die vrou, Betseba. Wie het daai buurman vermoor? Wie? Wie daai buurman vermoor? Dawid het nie die mes gevat nie, maar hy het die brief geskryf. Hy is die moordenaar. Weet julle wat? Die generale wat die brief ontvang het, is ook moordenaars. Die vyand wat hom doodgemaak het, is ook die moordenaars. Maar Dawid is die hoofmoordenaar. En die brief geskryf. Stem julle? Wie maak vandag
die babatjies dood, die 1200 elke dag. Sommige dokters, sommige regering het so besluit, die wet, hulle is die moordenaars, maar elkeen wat die briefie geskryf het, by die stembus, soos Dawid, julle het nou gesê, hy is die moordenaar, soos jy 'n briefie by die stembus geskryf het, act on my behalf, en jy het gestem vir 'n party wat staan vir aborsie, is jy die moordenaar, jy het dit so gesê. Ek stuur net vanaand. Ek wil afsluit om te sê, en die man stap Asoop toe. En nou kindertjies waai. Nooit weer gaan ons vir pappa sien nie. 'n ander man gaan jou kindjie se kombersie oor die lyfie trek. In die koue. Want melaatsheid het ingekom. En hy gaan, en hy sit op die Asoop, en hulle kom kuier vir hom. Hulle maak vir hom lekker kos. Hy currykos van vanmiddag was baie lekker. En dan maak hulle hom toe met 'n doek. En hulle sit hom neer 80 meter van hom af. Dan staan hulle terug. Dan kom haal hy. Dan skree hulle, papa, ons is lief vir jou. Dan sê hy, ek is lief vir julle ook. Maar nooit weer kan ek julle 'n drukkie gee nie. Maar laatsheid het moeilikheid kom maak. So raak jou kindertjies groot. En dan skree hulle vir mekaar, hulle besoek tog vir pappa. En op 'n dag hoor hulle 'n ding. Daar's 'n man, sy naam is Yeshua. Jesus. En as waar hy kom, gebeur goed, jy raak gesond. En dan kom skielik hoop. En hulle skree vir pappa, pappa, daar's 'n man, sy naam is Jesus. En as hy jou aanraak, gaan jy verander. En die hoop het opgevlam. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy melaatsheid in jou huis het, dat die hoop opvlam. As jy hoogmoedig is, was jou man se voete. Was jou vrou se voete. Kom in lyn met God. Jy hou jou te hoog. Los die brandewyn, los die tik. Jy maak seer. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. En hy sit op die Asoop. En die voorhardloper skree, hier kom Jesus. Hier kom Jesus. En hierdie man dink, ja, dis 'n mooi naam. Julle sien ons ry hom op die trailer. Daar's mense wat vir my sê, dis Baal. Hulle vloek my op daai naam. Die tradisiekerke se mense as hulle daai naam sien, dan staan hulle so. Maar as hy in die moeilikheid is, dan roep hy hom aan. En toe lees ons in die Bybel, hier kom hy, die seun van God. En hierdie man kom nie met hierdie houding. Ag, miskien kan hy my help. Julle moet hierdie slap houding los. Hierdie man hardloop na hom toe. Hy val voor hom neer. Hy sê, as u wil, kan u my genees, Jesus sê. Met so soet stem, so mooi stem, ek wil. En hy genees hom. Hierdie man spring op. En hy hardloop huis toe. Toe in die straat afkom, staan jou kindertjies buite. Hulle skree, mama, hier kom papa. Mama sê, kom in die huis in. Die melaatsheid is in sy brein.
Hy sê, maar hoe lekker nie, want wanneer jy God ontmoet het, lyk jy nie lekker nie. Jy lyk nie lekker nie. Jy lyk ter mekaar. Dit lyk of jy malaats is, kyk daai raasbek. Jy sê lekker nie, want jy het vir Jesus. En daai volgende oomblik skree, ek maak hier niks. Die man van Golgotha, ook hy het dit toe nog nie gesê nie. Maar die man van Golgotha het my aangeraak. Ek wil vanaand vir jou sê, hy's hier vanaand. Hy's hier vanaand. Kom luister môre aand, wat het hy van my gedoen? Hy's hier vanaand. Kom ons maak ons oop toe. Vader is hier. Stap deur. Tussen deur. Heilige Gees. Stap deur. Raak aan. Laat hoogmoed val vanaand. As jy vanaand weet, jy behoort nie aan die Here nie. As jy vanaand sê, ek wil my saak met God regmaak, ek wil hê die malaatsheid moet uit my huis uitgaan. Steek jou hand op en laat sak hom. I must have prayed 1,000 times for my feet. Matteus 28 vers 19. Gee God 'n opdrag. Jesus, gaan verkondig die evangelie. Maak disippels. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy sit en jy sê jy's 10 jaar gered, 20 jaar gered, 30, 5 jaar gered, 'n jaar gered, en jy gaan haal nie mense, en so moet 'n plek groei. Die pastoor moet hulle haal hê. Jy moet hulle haal. Ek sê weer vanaand, as jy sê jy's 'n Christen, en jy kry nie mense by Jesus nie, jy bereik hulle nie, jy vertel nie van Jesus nie, is daar fout. Ek sluit af met hierdie storie, en hoor gou mooi, dis nie my grindheid nie, dis nie my grindheid nie, maar God soek mense in ons binnekamer wat wil iets vir hom doen. Wanneer laas kind van God het jy gebid by die huis, Here, vir wie kan ek hierdie week gaan vertel van U hier in skoon gesig? Weet jy wat sien ek? Baie, as ek 'n smokkelaar na die Here toe lei, weet jy wat vertel hulle my? Hulle sê hierdie susters wat so Dinsdagoggend bid, wat so in tale bid, en so lekker bid, as hulle verby my Tevin kom loop het, of by my smokkelhuis, dan swaai hulle gesigte ander kant toe. So hoogmoedig is hulle. Dis hoekom die smokkelaars die change. Jy het hier kom sit, om 'n stoel warm te sit. Wanneer laas het jy op 'n oliedrommetjie by die Tevin gaan sit, kind van God? Maar nee, ek kan nie dit doen nie. Wat sal hulle sê? Hey, kind van God, maak net seker julle is 2. Gaan sit daar en sê, moenie elke aand daar gaan kuier en dansie. Gaan sit deur die dag by die smokkelaar en sê, kom saam kerk toe. Kom ek vertel julle gou 2 stories. Ek ry Loederits in by die AGS aan Namibia. En ek is 2 ure voor die diens daar. En ek vra hulle gou, waar bly die smokkelaar? Hulle sê, so Zulu, hy bly net deur op daai hoek. Ek ry na sy huis toe, ek sê, middag, ek is die pastoor wat vanoggend die preek. Wil jy nie kom nie? Hy sê, hi, nooi my. Ek sê, ja, kom asseblief. Hy sê, kan my meisie, hy's baie oud al, van 16 ook kom. Nou kan soms, dit grief my, want dit is 'n kind. Ek sê, maar bring, sy's verlam. Ek sê, bring. Hy kom by die kerk, nou, daar's die diakenbanke sit daar. Ek sê, gaan sit daar. Daai pastoor kom hardloop op my af. Dis die diakenbanke. Ek sê, wat lyk anderster? Wat lyk anderster?
Laat die sondaar daar sit, dat hy by God kan uitkom. God laat staan sy meisie op, en sy is nie meer verlam nie, sy loop. Hy's nou 'n jaar of 2 terug na die hemel toe, nie meer 'n smokkelaar nie. As ek en jy moet ophou skinder van die smokkelaars hier, en hulle gaan hale slag. Dis hoekom hulle nog hier is. Die laaste ding, by God is ek vooraan. Hoor julle wat ek sê? Sê hoogmoedig om by die Here vooraan te wees. As jy lief is vir hom, as jou daddy geld het, en hy baie karre, dan hou jy jou wintie. My God het alles. Ek hou my wintie. Saam met hom. En ek bid nou die dag, en ek sê, Here, watter land is die ergste? Hy sê, kyk daar op Google. Die Here het my regtig geantwoord, kyk op Google. Ek sien Noord-Korea, Kim Jong-un Rocket Man, is die ergste. Ek sê, Here, kan ek nie soontoe gaan nie? Die Here sê, ek het menigte gevra om te gaan. Hulle het nooit gegaan nie. Maar ek sal jou stuur. Ek is so opgewonde oor hierdie storie, ek is so bietjie wintie. Nie hoogmoedig nie, wintie. In die Here. Want baie wou nie gaan nie. En dit is my lekker om te weet, toe sê ek ja. En ek aan my seun stuur vir hom 'n e-mail. Ons kom. Dis wat vir my Bybel bring. Hy stuur terug. As jy pornografie bring, doodstraf. Jy ook nie wat is Christendom nie. As jy geestelike materiaal bring, doodstraf. As jy 'n blou jean gaan aan hê, 25 jaar tronkstraf. As jy 'n Levi jean aan het, doodstraf. Dis sy e-mail. Want dit is Amerikaans, die Levi jean. As hy nie al sal die jean aansit nie, kryp my paar blink kleertjies. Maar ek bring vir jou 'n Bybel. Dan moet jy my maar doodmaak. En ek kan vandag sê, toe kry hy 'n afvaardiging onder kameras, en hy laat my toe om, dis op YouTube, iets te sê oor hierdie God, en ek mag teruggaan en 15 minute vir 300 afgevaardigdes praat, en uit die biblioteek uit in Noord-Korea gee hy vir my 'n Bybel. Jy het hom gesien, jy het die Bybel gesien. Geef my 'n Bybel, en hy sê, moet hom net nie hier los nie, vat hom terug. Omdat ek in die binnekamer, ek is nie so gereind nie, kan ek vandag sê, kom ons kyk maar hoe die oorlog uitloop, kan ek maar vandag sê, ek het deel in evangelisasie. Nou wil ek jou vra, jy hoef nie na Kim Jong-un toe te gaan nie. Wil jy nie net hier, vanmôre aand, 'n klompie mense nooi nie? Het jy 'n WhatsApp, maar jy het al 'n vuil grap gestuur op my WhatsApp? Kan jy nie iets vir Jesus stuur nie? Jy het al iemand beskinder op my WhatsApp. Kan jy nie vanaand op my WhatsApp stuur, kom môre aan saam met my nie? En ek wil julle challenge, of kom sê my die adresse van die smokkelaars. Ek gaan hulle nooi. En die Christene wat dan wil wegbly, bly weg. Julle kan weer Sondag kom. Bly weg, moenie kom nie. Die smokkelaars moet kom, ons kinders sterf. En ons loop neus in die lug. Ek vra vanaand, die mense wat nie gehoor het, toe ek sê, hoogmoed moet vanaand afgelê word. Ek praat nie vanaand met die roker, ek praat nie met die drinker. Ek praat met die Christen met hoogmoed. Ek is beter as ander. Ek is beter as ander. Dit kom nie in die koppe nie. En kom ek sluit af. Maar nou gaan ek overboord gaan. Vader, seën hierdie aand. Dankie vir hierdie pragtige mense. Ek bid dat hierdie kerk sal dienste moet hou. Baie om almal te akkommodeer. Seën hulle in Jesus naam. Amen. Dankie. I have no other hope.
which I can stand. Without you, I can